Goed, baie welkom by vanaand se studie. Ons is in die laaste preek van Prediker. Prediker hoofstuk 8 vanaf vers 14 tot hoofstuk 12 vers 7. Ek wil sommer net vanaand weer begin dat ons net kyk na die blaadjie vinnig. Ons is by die tweede groot afdeling van die eerste, of die tweede subafdeling van die eerste groot afdeling. Die groot afdeling is die sinloosheid van die lewe. Ons het klaar gekyk na die subafdeling wat sê geniet jouself terwyl jy kan. Dit was die teksgedeelte vanaf 8 vers 14 tot 9 vers 16. Ons is nou in hoofstuk 10 en dis deel van die tweede subafdeling wat oor die sinloosheid van die lewe gaan en dit is lesse wat die moeite werd is om te leer. En dan is daar klomp gedeeltetjies wat by mekaar hoort en ek het hulle vir in hakkies op die papier gegee en ek probeer hulle maar so kronologies hanteerbaar in die hakkies gedeelte saamwerk. Ons is tans by hoofstuk 10 vers 4. So ons gaan by vers 5 verder lees en hier sal agterkom, dit gaan oor die lospuntjie wat sê wysheid teenoor dwaasheid. Dis waar ons vanaand eintlik dan verder gaan. Maar ons is in die gedeelte wat sê lesse wat die moeite werd is, wysheid teenoor dwaasheid, veral hierdie hele hoofstuk 10 het baie wysheid teenoor dwaasheid gedeeltes, wyse woorde teenoor dwaase woorde, wyse gedrag, wysheid teenoor dwaasheid. Jy sal hoor is temas wat naby mekaar lê. En dis wat ons gesien het met hierdie gedeeltes. Aan die een kant lê wysheid en aan die ander kant lê dwaasheid. En as dwaasheid gedefinieer kan word, hoe sou u dit vanaand definieer? Wanneer is iemand dwaas? Bybels gesproke. Heeltemal korrek. Wysheid leer ons jy is dwaas as jy nie die wil van die Here soek nie. As jy God nie soek nie, want dan het jy dalk kennis, maar jy het nie die kennis van God nie. En dan het jy dwaasheid. So wanneer verander dwaasheid in wysheid? Wanneer jy die regte kennis kry, dan begin die perspektief na vore tree. So ons is in daardie, ek noem dit nou maar Spreuke, want jy sal dit herken as jy die Spreuke deurlees van Salomo, sal jy dieselfde tipe styl kry. Dis 'n vers wat sê dit en dat. Wysheid, dwaasheid in dieselfde vers. Goed, so ons gaan vanaand verder by Prediker 10 en ons lees vanaf vers 5. Dit vat gewoonlik so 'n bietjie langer as die losspreuke hanteer, omdat elke spreek sy eie verklaringe het. Spreuke 10 vanaf vers 5 tot 7 en op die blaadjie is dit dan daar die derde subkolletjie wat sê wysheid teenoor dwaasheid en dan dieselfde tema wysheid teenoor dwaasheid. Ek lees. Daar is 'n verkeerdheid wat ek onder die son gesien het. 'n Dwaling wat van die maghebber uitgaan. Die dwaasheid word op groot hoogtes gestel en die rykes moet in die vernedering sit. Ek het slawe te perd gesien en vorste wat so slawe op die grond loop. Ek wil net daar ook 'n gedeelte uit die betekenisvertaling lees. Ek wil graag in 83 vertaling lees. Kom nou. Toestelletjie. Ek lees dieselfde gedeelte vanaf vers 5 in die 83 vertaling. Daar is 'n verkeerde ding wat ek in hierdie wêreld gesien het, 'n fout wat begaan word deur een wat gesag het. Die dwaas kry hoë aansien en die rykes ontvang geen eer nie. Ek het slawe te perd gesien en vorste te voet op die grond soos slawe. Ek het slawe te perd gesien en vorste te voet op die grond soos slawe. So hier word die raamwerk geskets, en dit is 'n moeilike paar verse. Verkeerde dinge in die wêreld het ek gesien. Ek gaan uit die 83 vertaling dit verduidelik eers. Die dwaas kry hoë aansien en die ryke nie eer nie. Wat maak nie sin in daardie sinnetjie nie. Die dwaase kry hoë aansien en die rykes geen eer nie. Hoe werk dit eintlik? Net andersom. Dit is presies andersom. As jy geld het, het jy aansien. Hoekom? Veral die rykes.
Hulle staan nogal voor jou asof hulle iets is, want 'n ryke moet mos aansien kry. En dan, ek het slawe te perd gesien en 'n vors te voet. 'n Slaaf te perd en 'n vors te voet. Ja, ja, jy hoor die verskil, né? Want 'n slaaf het niks. En die geëerde ry op die perd. Dit is wat maar moet wees. So as die wysheid van die een wat daarna kyk, na die prentjie kyk. Ek het 'n verkeerde ding in die wêreld gesien. Dis nie hoe dit werk nie. Kom ons gebruik dit in vandag se tyd. Wie kry die eer in Suid-Afrika tans as dit kom by regering? Die een wat in die stoel sit. Wie maak die meeste droog? Tans dieselfde ou. Goed. Word dan van die sogenaamde mense op hierdie eervolle stoele gesê dat hulle eer verdien? Nee. Goed. En die wat wysheid praat, waar sit hulle tans? Baie keer nie op die eervolle stoele nie. Kyk na die media byvoorbeeld. Dis nog wel 'n interessante verskynsel. Ek gaan nie vanaand baie oor die politiek probeer praat nie, maar die media tans maak van iemand iets groots en van iemand anders iets kleins. Die media het nogal die vermoë om dit reg te kry. Wat het gebeur in die dae toe ons die oorgang tussen die 94 era en die vorige era gegaan het? Wat het hulle gesê van die regering van voor 94? Wat het die media gesê? Hulle was verkeerd. En vir die nuwe regering, julle sal reg wees. En hulle het al hoe meer gesê die regering is reg tot 2007 en toe begin iets gebeur en toe val 'n paar goeters deur die krake. Maar wat doen die media vandag nog? Gee hulle rapport oor alle waarheid of net van die waarheid? Nie halwe waarheid nie, hulle rapporteer nie alles nie. Hulle rapporteer net wat hulle dink is nodig. So ons kry baie keer net sulke stukkietjies van die inligting. Wanneer jy 'n stukkie van die inligting kry, dan kan dit klink asof dinge mooi gaan. Hoekom? Want dis al wat gerapporteer word. Wie het die verhaal gelees van die koning se kleed? Ja. Die koning se kleed. Wat is die boek se naam gewees? Die koning se kleed. Hoeveel keer het die koning aangetree in die boek Die koning se kleed? Nie 'n draadklere nie. Maar almal het hom geprys oor die pragtige kleed wat hy aan het. Dit was deel van die wat 'n tipe boek noem mens dit? Is dit 'n satire? Ek weet nie. Wat noem mens dit? Ek weet nie, maar dit was 'n boek wat ons moes lees. Nie almal nie, van ons op skool moes dit lees. So dis nou die jongere geslag wat dit moes lees. Nie die heel jonge geslag nie, maar daar was 'n deel wat dit moes lees. Nou wat was die wanvoorstelling werd vir die koning? Hy was geëer, maar was hy dwaas? Hy was absoluut dwaas, want hy het nie klere aangehad nie. Maar almal moes hom vereer en sê, jy is so wonderlik o koning, jy lyk so pragtig o koning. En wie sou dit glo? Reg. Sien nie die waarheid wat die prediker hier sê. Iemand wat dink hy's regtig in beheer, is nie, wanneer hy nie regtig in beheer is nie. As die slaaf op die perd ry, en jy is die vors loop op die grond, wie is reg en wie is verkeerd? Wat is verkeerd? En die stelsel sê dit moet anders lyk, en nou lyk dit so. Hoekom hy hierdie paar verse so sit, kan ons nie nou in konteks vir gee nie, maar dit is, die oë moet vir u lei om te sê, ek kyk hierna, vanuit 'n raamwerk van wysheid, is dit reg of is dit verkeerd? Hoe onderskei ek tussen reg en verkeerd? Ek ken die waarheid, en ek meet hierdie prentjie aan die waarheid, en dit wat ek toets, moet pas. Pas dit? Dit pas nie. Is dit wysheid om dit te kan identifiseer? Ja, dit is. Goed. So wat leer ons dan? Ek sien iets verkeerd. Wat sien ek? Lyk dit so?
Die wêreld is onlangs om die bos gelei en word nog steeds om die bos gelei om te sê, daar is nie 'n man of 'n vrou nie, maar jy kan enigiets wees wat jy graag wil wees. Ek hoef net te sê, ek identifiseer as man, dan is ek man. Waar kom hierdie spreek nou aan? Hoe kom hierdie spreek nou in? Waar lê wysheid? Kom ek kyk vir jou en ek sê, jy's biologies vrou. Ek kan dit vir jou biologies raak wys. En jy's biologies man en daar is net 2 geslagte beskikbaar. Daarom sou die FSA president kan sê, van nou af is daar net 2 geslagte, man en vrou. Dan sê hulle, jy's dwaas om dit te sê. Is hy? Hoe weet ons dit? Die raamwerk van die skrif. Hoe bepaal ons dit? FSA is deur die saak, maar is nog nie klaar nie. Daar's nog baie stryd en daar is nog debatte. As hulle vandag vir 'n raadpleeg die internet en sit net die vraag in, what is a woman? En kyk na die aantal video's wat Charlie Kirk byvoorbeeld net daar die vraag vra vir iemand en hoe die vroue stoei om te sê, maar wat is 'n vrou? Dat hulle nie die antwoord op daardie vraag kan antwoord nie, vra die vraag van die skrifgedeelte. In die raamwerk van die huidige malwêreld, is daar iets soos 'n regte vrou en 'n regte man? Ja, daar is. Kan jy identifiseer as 'n hond of 'n kat? Hulle doen, maar kan jy 'n kat of 'n hond wees? Nee, jy kan nie. Is jy dwaas of is jy wys? Wat moet ons sê vir hierdie verskynsel wat in die wêreld aan die gang is? Wat het die kerk as 'n antwoord op hierdie verskynsel? Wie het julle geskape? Is daar 'n skepper God? Het hy gesê, man en vrou het ek hulle geskape? Glo ons hom? Ja, ons doen. Die dwaasheid van die wêreld word geopenbaar. So die beginsel van die teks is, kan jy waarneem dat iets verkeerd is? Watter waarneming, op wat baseer jy jou waarneming? Op die kennis van God, sy wil en sy woord, en hoe pas jy dit toe? Bietjie prakties, op wat vandag in die wêreld aan die gang is. Wie het nie geweet van hoe hierdie storie van, wat is 'n vrou? Wie het dit nog nie gehoor nie? OK, gaan doen bietjie die ondersoek, gaan in sommer op YouTube. Charlie Kirk, what is a woman? Lag bietjie, dit sal lekker snaaks wees. Wanneer die vroue van hierdie wêreld vandag nie meer weet wat is 'n vrou nie, miskien moet iemand hulle leer. Ons is by die tweede kolletjie, wyse gedrag, verse 8 tot 11. Is ons steeds lesse wat die moeite werd is? Wat is wyse gedrag? Vers 8 tot 11. Wie 'n kuil grawe kan daarin val, en een wat 'n muur afbreek, 'n slang kan hom byt. Wie klippe uitbreek, kan hom daarmee seermaak. Wie houtklowe kan daardeur in gevaar kom. As die yster stomp geword het en 'n mens die snykant nie geslyp het nie, moet hy die kragte meer inspann, maar wysheid is voordelig om iets te laat beantwoord. As die slang byt voor die beswering, baat die besweerder nie. Wie 'n kuil grawe kan daarin val. As jy nie onthou, laat my dink aan die tyd toe ons op die plaas was, en dan is daar 'n vuur wat in die winter en die nag uitbreek, en dan moet jy die vuur blus, maar jy moet onthou waar is die kontourlyne, anders hang jy die bakkie ergens op 'n kontourlyn. En jy wil nie vasval op die plaas in die nag as die vuur brand nie. So jy moet weet waar moet jy ry. So jy ry nie in die donker as jy nie weet waar jy ry nie. Dis 'n goeie stukkie plaasarbeid wysheid as jy dit doen. As jy 'n sloot grawe, wat is die gevaar van 'n sloot? Jy kan daarin val. As jy 'n gat grawe, dieselfde. So waar kom veiligheid in die wêreld? Waar kom padveiligheid in? As iemand aan die paaie werk, wat moet hulle uitsit?
waarskuwingstekens. Want as jy 'n gat grawe, gaan iemand dalk daarin kan ry, kan daarin val. As jy 'n pad herstel, moet jy die pad toehou sodat die gate wat jy grou vir die herstelwerk eers toegegooi word voordat jy dit oopstel. Nie ooplos want ons gaan môre verder nie. Jy grou nie vandag die gate wat jy nie kan vandag toegooi nie. Hoe beplan 'n mens? Dis nou tipiese Suid-Afrikaanse wysheid. Dis nie noodwendig Sanral nie, maar dit is een of ander deel van ons pad herstel netwerk. Dat jy deur die gate ry in die donker nag, want hulle is net so diep, want hulle gaan môre die teer ingooi, maar dit hom vandag gegrou, want môre gaan hulle klaarmaak. Logika sê ons sal hom vandag regmaak, want vandag moet mense daardeur ry, of oor ry. Dis iets van prakties. So, hierdie spreuke gaan almal oor dieselfde saak. Wat is wyse gedrag? Wat moet jy doen en wat moet jy weet? So as jy vers 8 vat, as jy 'n kuil grawe, weet iemand kan daarin val. So sit iets daarom, beveilig die area wat jy gegrou het, of maak seker ander sien wat jy doen. Die een wat 'n muur afbreek, 'n slang kan hom byt. Nou vers 8. Wie 'n muur afbreek, word deur 'n slang gepik. Wat doen jy as jy 'n muur afbreek, 'n klipmuur? Dis nou nie ons steenmure nie. Klipmure, waar bly slange graag? Tussen die klippe. My skoonma sal my nou onthou. Sy was baie bang vir slange, maar sy het altyd 'n klipmuur gehad. Sy het altyd klippe in haar tuin gehad. Ek kon nooit die twee bymekaar kry nie. Sy het vir hulle altyd blyplek gegee, maar sy was baie bang vir hulle. Wie klippe afbreek, word daardeur beseer. Wie hout kap, moet versigtig wees. As jy iets afbreek, is daar 'n kans dat iets gaan losbreek, en as iets losbreek, kan iets op jou val. So, nou nie vir hierdie kant vra nie, hy was in die boubedryf op 'n stadium, en sy verduidelikheid hoe hulle veiligheid voorsorg gewerk het, en wonder ek of hulle hierdie gedeelte in die Bybel al gelees het. As jy 'n plek sloop, moet jy seker maak jy ver genoeg wegbly van dit wat kan losbreek. As jy goed afhaal, maak seker jy is op 'n veilige plek. Hoekom? Watter gebod reël al hierdie wette, al hierdie sake wat ons nou genoem het? Watter gebod? 6de gebod wat sê? Jy moet lewe bewaar. So jy moet lewe beveilig en jy moet lewe bewaar. So hoe weet ons dit? Dat dit 'n wet is. Ons ken die wet. So hoekom sou die Here dan nou deur die wyse man Salomo dit in die preek sit? Jy moet veiligheid in ag hou. Jy moet iemand se veiligheid in ag hou. Jy moet versigtig wees wat jy doen, want dit het reperkusies. As ons nooit dink aan die veiligheid van ander mense nie, sal ons ooit dink aan bewaring van lewe. Nee, ons sal nie. Hoekom dink ons aan ander? Want ons is lief vir die Here. Kan jy sien waar 'n Christelike lewens- en wêreldsbeskouing inkom? Wanneer ons die Here eerste ag, sal ons iets doen en verstaan, maar wat is die implikasie op die lewe van ander? Dis nie 'n selfsugtige stelsel nie. Jy sal aan ander dink ook terwyl jy iets doen. Is daar mense wat rondom jou staan terwyl jy die muur met 'n hamer kap? As hulle doen, het jy iets oor jou oë. Wat van as 'n splinter loskom? Wat van as iets losbreek en dit gaan in jou oog? Ek het nou nie iets van veiligheid nie. Oogbeskerming. Hoe maklik iets net losskiet. Dan 'n baie wyse een, vers 10 sê, as die yster stomp geword het en 'n mens die snykant nie geslyp het nie, moet hy die kragte meer inspann. 'n Stomp byl kap vreeslik lekker hout. Nee, dit doen nie. So as jy die lem skerp het of selfs die vleis sny, dan maak jy gereeld jou mes skerp sodat jy kan sny. Jy hou nie dit stomp nie. Iemand sal sê, miskien moet hy stomp wees, dan kan hy my nie seermaak nie. Jou sweet sal baie meer word, want jy werk baie harder. Kan jy hoor, hier is 'n saak van 'n bietjie logika en 'n bietjie helder denke. Moenie sukkel nie, maak dit reg. Moenie seer kry nie, wees versigtig. Algemene wysheid. Nie te moeilik daarin nie, né?
En dan aan die einde van vers 10 in die 83 vertaling staan dat dit betaal om jou verstand te gebruik. Dit betaal om jou verstand te gebruik. Dis 'n gawe ding om te hê, 'n bietjie verstand. Dink bietjie wat jy doen. As die slang pik voor hy besweer is, bereik die besweerder niks nie. As die slang pik voordat jy wou keer dat hy jou pik. Jy kan niks aan doen nie, dit het klaar gebeur. Dis ding, jy moenie, wat is die fraasie wat ek baie gehoor het al? Ek wou dit nie doen nie. Ja, dit het net gebeur, wag 'n bietjie. Maar ek wou dit nie doen nie. Wat kan jy na die tyd doen as iemand sê, ek wou dit nie doen nie? Kan dit iets verander? Nee. Wat doen jy dan? Jy hanteer wat gebeur het, en dis maar wat jy doen. So jy kan nou nie die saak meer verander nie, en jy kan nou nie meer die saak beter maak nie. Né? Jy kan nie die saak meer beter maak nie. Wat gebeur het, het klaar gebeur. Hanteer wat oorbly daarvan. Goed. So in algemeen, daardie paar verse tot met vers 11, gaan net oor gedrag. So, watter gedrag het impak op die lewe? En hoekom het dit impak op die lewe? En hoor waar ek die wet nou ingebring het? Die wet sê, as ons God se wil in gedrag, want dis waaroor die wet van die Here gaan. As ons die wet van die Here inbring, watter implikasies sal dit hê? Dit sal lewe wel bewaar. Dit sal veiligheid verseker en dit sal ons liefde teenoor mekaar as 'n werklikheid bevestig. So praktiese gedrag het 'n implikasie op verhouding en dit 'n implikasie op die samelewing. Goed. Dan verse 12. Nou is ons by die eerste kolletjie, steeds onder wysheid teenoor dwaasheid, maar wyse woorde teenoor dwaase woorde, verse 12 tot 14. Nou woorde, vorige paar verse te gaan oor dade, so nou gaan dit oor woorde. Die woorde uit die mond van 'n wyse is aangenaam, maar die lippe van 'n dwaas verslind homself. Die begin van die woorde van sy mond is dwaasheid, en die einde van sy mond is skadelike onverstandigheid. En die dwaas gebruik baie woorde, maar die mens weet nie wat daar sal gebeur nie, en wat na hom sal wees nie. Wie kan hom dit te kenne gee? Goed, hoe weet die mens iemand is dwaas? As dit gaan oor woorde. Laat hulle praat. Hoe lank moet hulle praat? Nee, tot hulle iets gesê het. Wat het hulle gesê? Hulle sin gepraat. As hulle nie sin gepraat het nie, wat het hulle dan gepraat? Iets wat nie sin maak nie. Onsin is die goeie Afrikaans, dankie. Onsin het hulle dan gepraat. Die woorde sê, die woorde in die mond van 'n wyse is aangenaam. Wat doen wyse woorde aan ander? Ons het die woord in die Nuwe Testament stigting. 'n Woord van stigting. Het jy dit al gehoor? In die ou vertaling, die 53 vertaling, word die woord stigting gebruik. En stigting beteken tot opbouing. Dis wat dit beteken. So wanneer jy woorde gee wat opbou, dan maak dit 'n verskil in waarde vir die persoon wat dit ontvang. As jy woorde van dwaasheid gebruik, wat doen dit in die persoon wat dit moet aanhoor? Dit voeg nie noodwendig by nie, kan dit tog afbreek? Dit kan wel. Kan dit mislei? Dit kan. So, as ons nou woorde in die lig van, kom ons gebruik die gebod wat in die wet staan, wat oor woorde gaan, daar's 2, jy kan die naam van die Here, mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, die 3de gebod, en die 9de gebod wat sê, jy mag geen valse getuienis spreek nie. So wanneer jy die 3de gebod gebruik, dan praat jy oor God, met God, maar nie asof hy God is nie. Jy gebruik sy naam dwaas. Want jy ken hom of erken hom nie. En wanneer jy 'n leunagtig lewe, dis wat die 9de gebod impliseer,
wanneer jy 'n eed aflê, dan roep jy die Here as getuie, maar jy erken nie dat hy die getuie is nie, so jy maak 'n valse belofte, of jy beskuldig ander vals, jy lewer 'n getuienis af wat iemand in skuld kan bring, wat valse getuienis is, en hulle kom in die moeilikheid. Jy het gelieg oor wat jy getuig, jy het nie in waarheid getuig nie. Daar's nog toepassings rondom daardie gebod. Maar luister mooi, wat is woorde dan nou werd? Jou woord is beslis nie jou eer nie, en jou woord voor die Here is nie altyd waar nie. So wat kry jy reg met daardie woorde? Nou gaan ek bietjie na die, ek sal mooi moet dink, hoe gaan ek dit doen? Een van hierdie manne, hy is tans nogal redelik in die politiek, en hy is nogal besig en bedrywig om mense op te laat mars vir ekonomiese vryheid. Jy moet nou maar raai wie dit is. Ek gaan nie meer as dit sê nie. Maar wat hy gewoonlik reg kry is om op iets te fokus wat mense omkrap en ander mense mobiliseer. Maar hy kies gewoonlik iets wat baie radikaal is. En hy word baie keer as dwaas beskryf omdat hy regtig nie die hele spektrum van inligting gebruik nie, en omdat hy nie die massas aanspreek nie, maar 'n geïsoleerde groep om dan dit te doen. En dis baie keer 'n jong groep. 'n Jong groep wat nog nie kan dink nie, of nie wil dink nie, of nie opgelei is of geskool is om werklik by te wees nie. En wat dit in Suid-Afrika tans veroorsaak, is polariteit. En polariteit beteken daar is twee kante. Daar's verdeeldheid. Daar is standpunte teenoor mekaar. En dit veroorsaak 'n geweldige onrus in ons land, wanneer hierdie boodskappe deurkom. Wanneer hy praat, baie seker is van homself, maar nie noodwendig die waarheid praat nie, nie noodwendig God se eer soek nie, inteendeel, ek dink glad nie hy soek God se eer nie. En dis nogal 'n stroom in ons linkse politieke veld wat vandag in ons land leef. Dit gebeur eintlik in baie lande ook, nie net in Suid-Afrika nie. Maar dis wat rondom ons leef. En baie keer sal iemand sê, maar hy's dwaas. Hoekom sal hulle dit sê? Wat hy wil sê, maak nie altyd sin vir vrede in ons land nie. Wat so 'n persoon dan promoveer, is nie noodwendig gesond vir ons land nie. En dit skep hierdie polariteit, hierdie verdeeldheid onder mense. Reg. So, dis 'n praktiese voorbeeld van in ons, hy's nog 'n stok in die speke van baie dinge in ons land. Dis een van die mannetjies wat dit doen. Daar's nog ander, maar hy's nog 'n sprekende voorbeeld, en hy was so al vandat hy klein was. Dit hulle klein in statuur, in sy raamwerk van 'n politieke raamwerk. So was hy van die begin af. Dit was die manier van werk. Pas dit nog in die huidige konteks van ons land? Nee, dit doen nie. Goed. Onthou, politiek speel nou tans 'n redelike geweldige rol in ons skommelagtige en ons stuimige land op hierdie stadium. So as elke dag 'n groep wat sê doen dit, 'n ander groep sê doen dat. Reg, en dan is daar 'n groep in die middel wat sê kom ons hou dit net by mekaar. En die twee op die kante maak nogal moeilikheid. Al die kante, links of regs, dit maak dan nie regtig saak van waar ons is nie. Wanneer mense praat en hulle praat nie sin nie, wat kry hulle reg? Dit hang af met wie hulle praat en waarheen hulle mense lei. Nou skuif ek na die kerkomgewing. Nou skakel ek my TV aan, ek is vandag siekerig, ek kan nie kerk toe gaan, ek skakel my TV aan en ek skakel in op die eerste beste preek wat ek op die TV kan kry. En dit lyk asof hulle uit 'n Bybel uitlees en dit lyk asof hulle preek. Heeltemal aanvaarbaar, en ek luister. Hoekom luister ek na sulke mense? Wat het ek gesien en wat het ek gehoor? Antwoord die eerste vraag. Wat het ek gesien? 'n kerk, 'n prediker. Hoekom sal 'n prediker vir my lieg?
Daarom vertrou ek eerstens wat ek sien. Tweedens, waaruit preek hy of sy? Want dit is deesdae beide kante. Waaruit? Dis die Bybel. Baie van hulle staan met die Bybel in die hand, so ek hoef nie eens te wonder of hulle Bybel gebruik nie. Die Bybel is daar en hulle preek. Hoe weet ek dis wys of dwaas? Dis 'n baie moeiliker voorbeeld as die eerste. Die eerste ene was maklik. Jy hoef net 'n kort toespraak te luister, dan weet jy wat is die idee. Maar wat is die idee van die tweede voorbeeld? Nou het ek onderskeidingsvermoë nodig. Want waarom kom dit neer? Die eerste een weet ek gaan nie noodwendig oor geloof praat nie, alhoewel hy doen. Die tweede een praat wel oor geloof, maar wat sê hy daarvan? En dit is 'n baie moeiliker ene om die wysheid en die dwaasheid te onderskei. En die tweede een is baie naby aan ons en dit gebeur aan mekaar. Ek hoor oor die radio 'n preek, ek hoor oor die internet 'n preek, ek kry 'n preek selfs via my selfoon op WhatsApp. Mense stuur boodskappe aan links en regs. My boodskap gaan na ander mense toe en ander boodskappe kom via watter dele van die wêreld af na ons toe. En ek praat met mense wat sê hulle het baie preke gekry hierdie week. Hulle het baie boodskappe gekry hierdie week. Dan kry ek baie keer die boodskap sê, "Dominee, wat sê jy van hierdie ou?" Die ou self het 'n status, ou self het 'n ingesteldheid, en daar was momente dalk van wysheid, en daar is momente van dwaasheid. Hoe weet ons watter ou is watter ou? En watter mengsel het ek vandag ontvang? Hoe weet ek? Jy moet jou Bybel ken. Nou is die vraag, wie ken hulle Bybel goed genoeg? Want almal sê mos, nee, dominee, ek weet eintlik nie wat daar staan nie. Wat eintlik die grootste gevaar is sedert die reformatie. Want vandag is ons so vol van die inligting en ons kry so baie boodskappe dat ons vandag eintlik nie eens meer weet wat is reg en verkeerd nie. Ons is so gewoond, almal sê maar iets. Almal sê maar iets en dan sê ons sommer, ek kan nou nie oordeel nie. Miskien is hulle reg. Die vraag is, wat? Miskien is hulle reg. Ons weet eintlik nie waar ons altyd al ons boodskappe kry nie. Maak seker, hierdie saak kom beter. Hierdie saak moet beter word. Christus sê in Matteus 7, aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Wat hulle sê, moet jy kan toets. Toets die geeste, staan in die skrif geskryf. Toets wat hulle sê. Wat moet hulle sê? Wat sê hulle oor Christus? Wat sê hulle oor verlossing? Wat sê hulle oor werke? En vandag moet ons die vraag vra, het hulle iets gesê oor sonde? Kom ek vra die vraag weer. Wat sê hulle eerstens oor Christus? Is hy God, ja of nee? Regeer hy of regeer ek? Tweedens, wat sê hulle oor werke? Wat sê hulle oor dade? Wat sê hulle oor reg en verkeerd? Derdens, wat sê hulle oor sonde? Wanneer daar niks meer oor Christus as God gesê word, as koning, as regeerder en verlosser nie, dan kry ons nie opbouende prediking nie. As ons niks oor die verlossende werk van Christus hoor as die enigste verlossende werk nie, maar hoor, my werke kan my red, my keuses kan my red, dus ek moet 'n ander teologie besig. En ek moet die vraag vra, kom sonde nog in die prediking voor? As dit nie voorkom nie, hoekom het ons 'n Bybel? Die Bybel gaan oor sonde. Dink daaroor. En daarom is hierdie paar verse, vanaf vers 12, wanneer die woorde uit die mond van 'n wyse aangenaam is God die inhoud van die raamwerk waaruit daardie woorde kom. Dwaasheid
En godloosheid, selfs die toestand van goddeloosheid, is een sonder die wysheid van God in die woorde wat God wil hê moet plaasvind. En woorde aan die een kant en dade aan die ander kant hoort by die wet. En as ons nie die dade wat die tweede tafel van die wet bevat, hoor as 'n reaksie op die liefde van God, die eerste deel van die wet, as dit nie gesamentlik sigbaar word in woorde en dade nie, het ons met dwaasheid te doen. Dis nogal die goue lyn wat ons moet toets. So wanneer ek luister na predikers, dan is dit 'n baie fyner luister. As ek luister na politikuste, luister na vriende, luister na iemand wat praat, luister na enige ander gesprek buite die geestelike raamwerk om, hoor waaroor hulle praat en wie is in beheer in die gesprek. Wie is die fokus? Dis nogal 'n belangrike deel. Goed, ons gaan verder. Ekskuus. Vers 15. Hy staan apart. Ek jok. Ja, hy doen. Hy staan apart, wysheid teenoor dwaasheid. Die inspanning van die dwaas vermoei hom, omdat hy nie eens weet om na die stad te gaan nie. Ek lees dit ook in die 83 vertaling. Die dwaas put homself uit met wat hy doen. Hy weet nie eers hoe om by sy stad te kom nie. 'n Dwaas is rigtingloos. Dis wat dit sê. 'n Dwaas weet nie hoekom hy op die aarde is nie. Hoekom nie? Waarheen is ons op pad? Na die einde toe. Waar's die einde? Die dwaas sê vandag, ag laat ons eet en drink wat môre sterf ons. Wat maak dit nou saak? Die wyse sê, ons wag vir die Here. Ons lewe vir die Here en ons lewe na die eindpunt toe wanneer hy weer op die wolke sal kom. Dit sê die Nuwe Testamentiese gelowige. Die Ou Testamentiese gelowige het die koms van die Here steeds verwag. Nie in die volheid soos ons dit vandag in die Openbaring het nie, maar hulle het ook gewag vir die einde. So hulle het ook geweet hoekom is hulle op die aarde. Ons het al baie keer die naam van Louis Malherbe aangehaal. Hy het op 'n stadium met ons genoem van die Parker pen. En toe praat hy oor die pragt van die skepingsorde en die rede hoekom elke ding op aarde geskep is. Daar's 'n doel vir elke ding. Elke ding het 'n skepingsdoel. En hy praat toe van die Parker en sê dis die wonderlikste toestel, die Parker pen. Jy kan hom gebruik om jou oor te krap, want dit is lekker. Hy het nogal 'n goue ene gehad. Hy sê hy's nie eers koud op die oor nie. So het hy grappie gemaak oor die Parker pen. Maar die Parker pen was sy skepingsdoel nie meer oor te krap nie. Wat is sy doel? Meneer Parker, sê hy, het hom geskep om mee te skryf. Dis sy doel. En hy het dit met groot grap het hy dit altyd vertel. So wanneer jy die skepingsdoel van 'n pen verstaan is om te skryf, dan is die skepingsdoel van 'n mens om God te verheerlik. Dis sy uitgangspunt wat hy altyd in sy aanbiedinge gehad het. God het ons gemaak na sy beeld om hom te verheerlik. En as ons verstaan hoekom ons op die aarde is, verdwaal ons nie na die stad toe nie, want die stad van God is waar hy is. Ons gaan na die Here toe. En ons wandel in sy spore. In die spore van Christus Jesus wandel ons as disippels. Gaan dan heen, maak mense, maak disippels van al die nasies. Vertel hulle wie Jesus is. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om my wil te onderhou tot die dag te kom. Dis ons skepingsdoel. Ons moet weet wie hy is en leef vir hom. Die dwaas leef vir hom of haarself. Want daar's geen sin nie. En ons verdwaal in ons eie lewe, want ons weet nie, ons het die Here Jesus nodig. Hoor jy die verskil? Dit is 'n groot verskil tussen rigting, doel en sekerheid teenoor dwaasheid en onsekerheid. En daarom sê die dwaas, ag ek kan maar doodgaan, ek gaan mos eintlik nou niks toe nie.
asof daar nie 'n hiernamaals is nie. Want vir 'n dwaas is dit gerieflik om te sê daar's nie 'n oordeel nie, want dan is daar nie reperkussie op my dwaasheid nie. Daar is nie. Ons is nie bang vir die dood nie, ons is nie bang vir die oordeel nie, want ons weet in wie ons glo. Die dwaas weet nie dat daar geloof nodig is nie. Goed. Dan die laaste deel van hierdie vers het nou bymekaar uitgekom, nou is ons by vers 16 tot 20, is die laaste subpunt, en dit is die regering van konings. Hierdie hoofstukkie maak dan klaar. Wee jou, o land, as jou koning 'n kind is, en as jou vorste in die môre vroeg maaltyd hou. Gelukkig is jy, o land, as jou koning 'n edele is, en as jou vorste op die regte tyd maaltyd hou, soos manne, nie soos drinkers nie, deur allerlei luiheid versak die balkwerk, en deur slapheid van die hande lek die huis. Vir plesier maak hulle maaltye klaar, en die wyn maak die lewe vrolik, en die geld verskaf alles. Vloek die koning selfs in jou gedagte nie, en vloek in jou slaapkamer die ryke nie, want die voëls van die hemel sou die geluid kon wegvoer, en die gevleeldes die woord te kenne gee. Ons kyk eers na die verse 16 tot 19. Wee jou, o land, as jou koning 'n kind is. Wat is 'n kind as koning werd? Wat kry jy as jy 'n kind as koning het? Kom ons vra die vraag. Wat kry jy as jy by die laerskool instap en jy vra die kinders, kom, wees vir ons koning? Wat gaan jy kry? Wat is kinders? Kinderagtig. Onvolwasse. Hoekom praat die skrif van ek is nog 'n kind gewees? Ek het nog melk gedrink. My voedsel was nog sag en fyn. As Paulus ook vermaan, julle moes al stewiger geëet het, maar julle is nog kinders. Wat sê hy oor geloofsvolwassenheid? Wat nog te meer van werklik in regering staan, om volwasse besluite te neem, maar jy is 'n kind. Wat gaan met die koninkryk gebeur? Dis 'n mooi prentjie. Hy gaan af. So as 'n kind in regering is, het ons moeilikheid. As jou vorste in die môre vroeg maaltyd hou, het jy moeilikheid. Gelukkig is jy, o land, as jou koning 'n edele is, met ander woorde een wat geleerd is om daardie werk te doen. En jou vorste op die regte tyd maaltyd hou, soos manne en nie soos drinkers nie. Nie soos drinkers wees nie. Wat doen drinkers? Dat is mos nou 'n wonderlike ding. Wat doen drinkers? Wat is die fokuspunt van 'n drinker? Wie wil weet? Maar waaroor gaan hy goed voel, Tannie? Sê gou vir my. Hy wil sy probleme vergeet, dit het ons al vir mekaar gesê. Ja. En 'n drinker hou van die genot. Daar's nog 'n aspek daarvan. So dis, hulle drink want dit is lekker, en almal drink saam en ons is vrolik. En môre moet ons nog steeds regeer. Met wat? Met die geld wat ons uitgeverspil het, met hierdie drinkparty wat ons gehou het. Waarheen gaan drankgeld? Nêrens. Alles verdwyn saam met die drankgeld. Drankgeld maak dat die wêreld onstabiel bly. En dan niemand het genoeg nie, maar iemand het daarom op 'n stadium lekker gehad. En dis die genotkultuur, die groot woord vir genotkultuur is hedonisme. En wanneer die genotkultuur oorneem in die koningshuis, en Rome was een van die groot partytjie nasies. Toe Rome die partytjies aanhou hou het, die drinkerspartye aanhou hou het hulle koninkryk geduik. Heeltemal. Dit was wel goed gedokumenteer hoe Rome in 'n partytjie nasie ontaard het. En onsedelike gedrag en wat ook al in die koningshuise en die regerings was daar.
En hulle het heeltemal beheer verloor oor alles. Heeltemal. Ons weer terug in ons eie land. Ons is nie onder Rome nie, is ons? Hoe gaan dit met ons partytjies? Ja. Die begrotings vir partytjies in die koningshuis is 'n aansienlike item op die begroting. Funksies en sosiale byeenkomste is 'n aansienlike syfer in regerings, veral ons in. Want sosiale geleenthede is multidoelig, maar dit kos baie geld. Maar bereik dit wat dit altyd moet bereik, en daar kom die wysheid te pas. Nie noodwendig nie. Goed, so wanneer daar 'n balans moet wees, is daar 'n komponent daarvan nodig, maar is dit in balans? En as dan oppositie sou sê, maar huidige regering, so kan julle nie aanhou maak nie. Dis vet, soos hulle vandag in die begroting sou sê. Dis vet. Julle kan minder daarvan doen. Dit gaan nie die regering ondermyn as die syfer baie kleiner word nie. En daarom is daar vet in sulke geleenthede beskikbaar in elke departement, in elke plaaslike regering, in elke korporatiewe organisasie in die privaat sektor ook. In alle besighede is daar so 'n begrotingsitem, so lyn op jou inkomstestaat as 'n uitgawe wat elke jaar aangegaan word. Al is dit net om dankies te sê vir die personeel wat goed gewerk het. Al is dit net daarvoor. Dis motivering, dis goeie skakeling, daar's baie sin daarin. Maar dis in meeste korporatiewe maatskappye nie die grootste syfer nie. En ook nie so 'n aansienlike syfer. En as ons praat van ons huidige omstandighede, dan vra ons waar is die wysheid en die dwaasheid? Kyk na die syfers. Kyk na die syfers. Daar is definitief wysheid of dwaasheid daarin raak te sien. Goed, so die koningshuis moenie jonk wees nie, want daar sal onvolwassenheid wees. Dit moet sinvol wees, maaltyd op die regte tyd. Nie soos drinkers nie, met ander woorde nie onvolwasse nie en ook nie onverantwoordelik nie. Volgende aspek is die luiheid. Ons kan baie oor praat. Luiheid, wat is luiheid? Wie wil dit vir my beskryf? Iemand wat te lui is om asem te haal, was die antwoord. Ek word vir die dag wyser. Daar het op 'n stadium 'n woord begin na vore kom in die privaat sektor het ons baie daarvan gehoor en die woordjie is produktiwiteit. En produktiwiteit is die vergelyking tussen die hoeveelheid werk wat jy doen en die hoeveelheid tyd wat jy gehad het om dit te doen. Dis produktiwiteit. Hoe meer jy gedoen gekry het in die tyd wat jy beskikbaar gehad het, sê jy het 'n hoër vlak van produktiwiteit. So jy het jou tyd baie beter benut, baie beter jou van die taak gekwyt om die werk af te handel wat gedoen moes word vir die tyd wat jy beskikbaar gehad het. Hoeveel tyd het 'n mens gewoonlik beskikbaar? Iets tussen 8 en 9 ure gewoonlik in 'n dag. En almal het daardie selfde hoeveelheid ure en ons werk maar gemiddeld maar op die 8 ure dag. 8 ure by die werk, 8 ure nie by die werk en hopelik 8 ure terwyl jy slaap. Dan jy 24 uur. Almal het 24 uur. En in 24 uur en jy 365 dae in 'n jaar, dis wat almal het. Daar's die som. Uit die 8 ure wat ek kan werk, wat het ek gedoen? En aangenome, jy kan net soveel dae in 'n jaar werk, dan moet jy bietjie rus. Daar's naweke, daar is vakansiedae, daar is verlof. Wat het jy gedoen gekry? En as iemand daardie som doen, kan jy dit wetenskaplik navors, hoe goed was jou produktiwiteit? Luiheid is, ek het so baie tyd, en ek het so baie om te doen, maar niks gebeur nie. Maar ek het baie gedoen, ek het gedink. Ek is moeg.
Luiheid bring net een ding teweeg. As die wysheid van die skrif sê, allerhande luiheid versak die balkwerk en deur die slapheid van hande lek die huis. Niks word in stand gehou nie en alles is stikkend. Maar wat het ons gedoen? Ons het so hard gewerk. Maar baas, die werk hy raak op, maar die werk hy raak nie op, die mens hy raak op. Ja. So dit is iets van Afrika geleer, dat daar geglo word dat die werk nie opraak nie, maar die mens wel. Dit is 'n Afrika siening. Wat is die Europese siening? Wat was die siening wat ons gekry het? Doen wat jou hand vind om te doen, terwyl jy tyd het om dit te doen. Dit verskil nogal van die werk raak nie op nie. Daar is vir vandag genoeg werk. Kom ons werk. Yep. Hoe hanteer ons dan die Afrika kultuur se siening van produktiwiteit? Ons sê vir hulle, vandag het jy hierdie veelheid werk om te doen. Is dit klaar, kan jy Chila? Want dan gee ek vir hom die werk wat wel opraak vandag, voor die mens opraak vandag. En dis hoe ons daardie kultuur verskil oorbrug. Ons gee 'n werk met 'n begin en 'n einde. En dan maak ons niemand moeg nie. Ons maak niemand gedemotiveerd nie. Maar ons moet weet, daar is 'n definisieverskil tussen die twee groepe in denke. En dit gaan 'n permanente verskil bly, maar dit maak die een nie minder mens nie, dit maak dit net anders denkend. Goed, die Christelike lewens- en wêreldsbeskouing is die beskouing van die skrif. Afrika is nie by die Christelike lewens- en wêreldsbeskouing nie. Doen wat jou hand vind om te doen. Sit die hand aan die ploeg. Werk terwyl jy nog asemhaal. Dis alles beginsels wat die skrif gee. Luiheid word sterk veroordeel deur die skrif. Die skrif veroordeel luiheid op 'n aggressiewe wyse. Gaan kyk na die muur, luihard en word. So dis toe nou nie dwaasheid nie. Mure stop nie om te werk nie. Ons sien hulle nooit stop nie. Ons weet hulle gaan slaap eers as dit donker word. Slaap hulle? Ons weet nie, die koskas lyk my is leeg as ons klaar is met ons slaap nie. Hulle staan baie vroeg op ook. So, ons weet nie, wanneer stop die mure met hulle werk nie. Maar hoor iets van die natuur. Wanneer die wysheid van die skrif sê, gaan kyk na die natuur, hulle hou nie op om te werk nie. Hoekom moet ons op 'n werk? Waarmee is ons besig? Is ons te besig? Is ons glad nie besig? Waarmee is ons besig? Dink daaroor. Goed, en dan sluit daardie gedeelte van 16 tot 19 sluit dan af met die woord van plesier, maak hulle maaltye bymekaar, of hulle maak maaltye klaar, die wyn maak hulle vrolik en die geld verskaf alles. En dan die laaste sin wat in 20 dan lê is, moenie die koning vloek nie, moenie eers dink daarom die koning sleg te sê nie. Hoekom nie? Waar kom dit vandaan? Waar kom die koning vandaan? Van God af, so van bo af. Hoe gaan die koning hoor as ek hom hier in my huis vloek? Dit is mos maar my huis. Kan hom ons maar sleg sê hier en die TV gaan niks by my kom nie. Gaan iets by my kom? Die skrif sê dalk gaan 'n voël hoor en dit vir hom sê. Dis bonatuurlik. Dit beteken dit sal uitkom waar dit moet uitkom. Aan God kom die wraak toe, sê Romeine 13. Aan God kom die wraak toe. Aan God kom die wraak toe. Hy sal die koning afhaal. Ons kan rustig wees. Ons kan ons misnood dalk uitspreek, maar moenie die koning vloek nie. Moenie die koning vloek nie. Die Here sal die koning uitsorteer. Dis 'n saak van die skrif. Goed. As ek vir die pensioner vra, dis 'n baie goeie vraag. Ons sluit daarmee af.
As jy op pensioen is, wat 'n werk doen jy nog? Skies? As ek vir die pensionaris vra, maar wat doen jy met jouself? Sê, alles te kan. Ek wil net nie stil sit nie. Ek wil net nie niks doen nie. Wie het dit al gesê? Dis reg. Ek wil net nie sit en niks doen nie. En as ek praat oor die ouete huis, dan sê hulle, o, daai, dan het hulle een prentjie van die ouete huis. En dis daai saal in die middel van 'n ouete huis of op 'n kant van 'n ouete huis waar daar 'n sorgeenheid is en mense glad niks mee kan doen nie. En nou sit hulle in 'n stoel heel dag. Dis al prentjie wat mense van ouete huise het. Is dit waar van ouete huise? Nee, dit is nie. Ek ken meer nigte van die wat in Aftreeoorde bly wat glad nie stil sit nie. Hulle doen nog baie goed want hulle het nog tyd en hulle het nog krag en hulle het genoeg stoele, maar hulle sit nie op hulle nie. Want jy doen wat jou hand vind om te doen. Party breek goed sodat hulle iets kan regmaak. Maar hulle doen iets. Of party het gesê ek probeer hom reg te maak en toe breek ek hom verder. Dit het ook al gebeur. Maar daar is nie een senior wat afgetree is wat opgehou werk het nie. Verstaan mooi. Ons kan nie ledig sit nie. Niemand kan nie. As jou sin vir bestaan verdwyn, en hier is 'n groot waarheid vir almal wat die jare nou al gestap het, of die wat op pad is na die jare toe wat jy nie wil wat jy nie wil hê nie, is dat jy by 'n punt gaan kom dat iets nie meer werk nie. Aan jou lyf, aan jou verstand, aan iets van jou, jy gaan sekere goed nie meer kan doen nie. Dit het al reeds eintlik begin vroeër in ons lewe, maar ons het agtergekom ek loop stadiger. Ek het agtergekom, oeps, ek het nou 'n naam vergeet. Ek dis maar net 'n naam. Dan gaan maar nou aan. Dan vergeet ek nog 'n naam. Dan vergeet ek 'n lys van name en dan skielik onthou ek hy name weer. Dan weet ek okay, nee, ek's okay. Want dit gebeur so. Dit was nou vir die oomblik uit jou kop uit, maar dan net jy hom weer. Dan gaan jy weer aan en ek plaai jou verder en jy gaan aan met jou lewe. Maar wanneer iets gebeur in jou lewe dat ek sê, nou het ek nie meer sin nie, dan stop jy om te lewe. En doen het baie keer sin. Om met iets besig te wees wat ek nog waardevol voel, het sin. En daarom moet ek altyd seker maak, die volgende fase het ek nog iets wat ek kan doen. Al is dit om iets te breek en iets reg te maak en net gou 'n ding te plak om te sê ek het hom daarom reg gemaak vandag. Ek het iets gedoen vandag en dit maak sin, ek lewe. Dan maak dit sin. En vir manne meer as vroue, maar almal sukkel met dieselfde ding. Dis definitief 'n ding wat ons almal in gedagte moet hou. Hoekom is daar iets so stokperdjies? Wat is 'n stokperdjie? Kinders, wat is 'n stokperdjie? Jonger seuns. Stokperdjie is 'n speelding. Ja, dis waar ons die woord gekry het. Dit is 'n speelding. Dis iets waarmee jy besig is wat nie werk is nie. Nou wie se stokperdjies is werk? Baie. Dis nie 'n stokperdjie nie, dis 'n lekker ding wat ek doen waarvan ek hou en ek werk ook sommer. Maar dink mooi daaroor, stokperdjies moes 'n speel bly. Dit moes my besig hou, maar sin maak vir my. En dit is baie belangrik. Dit wat ek my mee besig hou, moenie soos werk altyd voel nie, want ek gaan myself op 'n stadium werk in 'n punt in waar ek nie meer sin maak met my werk nie, want ek kan dit nie meer byhou nie. Dis nie meer lekker nie. 'n Stokperdjie moet lekker bly. En hoe kies ons stokperdjies? Manne kies mos nie stokperdjies nie, hulle werk tot hulle doodgaan. En dis eintlik ons ou manne se grootste probleem. Ons werk tot ons doodgaan. En nou leef ons in 'n nuwe bedeling in Suid-Afrika. Jy kan nie meer werk tot jy doodgaan nie. Jy kan nie by die werk wees dat jy doodgaan nie. In die FSA sien ek mense dit amper doen.
Maar jy kan nie in Suid-Afrika werk tot jy doodgaan nie. Jy hou aan werk. Want jy doen nou 'n ander ding. Jy moet nou aftree. En stel vir sê jammer, jy kan nie meer verder hier werk nie. Jy moet nou aftree. Jy mag nie meer werk nie, okay? Jy kan nog aanbly op 'n kontrak. Dan bly jy aan op 'n kontrak. Dan vat jy die volgende werk op 'n kontrak. Want jy's nou al 'n pensionaris. Jy mag nie meer werk nie. Nou is jy pensionaris. Nou is jy 'n kontrakwerker. Nou is jy nog 'n kontrakwerker 15 jaar nadat jy afgetree het. Nog steeds 'n kontrakwerker. En eendag is jy dood van die kontrakwerk. Maar jy het nog nooit in 'n stokperdjie omstandigheid ingegaan nie. En daarom is aftrede nie eintlik meer aftrede nie. Hoor jy die verskil? Maar wat maak sin? Dat ek besig is met iets. Dis 'n stokperdjie se idee. Maar wat het ons nou gemeng? 'n Stokperdjie en 'n werk. Want partykeer met 'n stokperdjie sommer 'n geldjie ook maak. Dit is 'n gerieflike kombinasie. Hulle sê mos as jy doen waarvoor jy lief is, dan werk jy nie eendag in jou lewe nie. Nou vat mense dit stokperdjie toe ook. En nou werk jy op die ou dag, dan moet jy dit doen om in die lewe te bly. Dis die hartseer realiteit van vandag. Maar dis nie die regte realiteit nie. Want eintlik skakel ons nie af en ontspan ons nie en ons oorwerk dan in 'n stadium in ons lewe wat ons eintlik moet afskaal. En nou het ons hierdie wanbalans. En ons sukkel, die ouer garde sukkel omtrent almal daarmee. So hier's nie uniek nie. Daar's omtrent almal sukkel daarmee. Maar hoor net ons krisis. Hoor ons krisis, jong manne. Hoor ons krisis. As jy oud word en jy het jou hele lewe lank gerus, wat gaan jy dan doen? Dit moet ook nie gebeur nie, né? Maar as jy jou hele lewe lank hard gewerk en jy het nooit afgeskaal nie en jy stop skielik met daardie aktiwiteit, dan voel jy sinloos en dan leweloos en dan sterf jy as gevolg van 'n gebrek aan aktiwiteit. En dit gebeur met almal. Moenie daar kom nie. Want as iets verdwyn, dan het ek niks meer oor om voort te lewe nie. So, sien die balans en sien die sin in van waarmee moet ons besig wees. So wat doen pensioners? Soveel as moontlik wat sin maak en my in die lewe hou. Hou aan met die goeie werk. Ja, daar's 'n goeie getuienis. Jy hoor dit. Waarmee kan ek aangaan terwyl ek nie meer aktief in werk is nie? En dit moet iets wees wat my opbou. En as dit nie doen nie, dan hou dit my nie in die lewe nie. Dis nogal belangrik. Goeie opmerking. Nog 'n opmerking? Goeie opmerking. Iemand wat sê, hulle praat baie maar hulle sê niks. Moet mens laat dink oor wat sê mens, né? Ja. Goed.